In die hemel is die Heer, en sy glans is soos kristal. Hy is die heilige van God, en hy heers oor die heelal. In die hemel is die Heer, en sy glans is soos kristal. Hy is die heilige van God, en hy heers oor die heelal. Ja, daar is mag in sy woord, soos die waters dryf sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof aan die regeer. Daar is mag in sy woord, soos die waters dryf sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof aan die regeer. U regeer in ons harte, U regeer oor die heelal. U regeer in ons lewens, U regeer bovenal. In die hemel is die Heer, en sy glans is soos kristal. Hy is die heilige van God, en hy heer oor die heelal. Here, dankie dat U, die God wat in die woord staan, U hou die hele wêreld in U hand. U hou die hele heelal in die hand, en een van die beste goed vir my wat bestaan is die feit dat die woord universe is letterlik in Latyns uni single en verse 'n spoken sentence. En die woord universe sê dis 'n single spoken sentence, en in Genesis het U gekom en gesê, laat daar lig wees, laat daar dit wees, laat daar dat wees, 'n sinnetjie wat hier alles ingebring het, Here. Terwyl U so God, so groot en almagtig is om al hierdie te kan doen, kom U en U sê in U woord, U weet van elke haar op ons kop wat afval. U weet van elke traan wat stort, U weet van elke van ons probleme, U weet van die persoon wat op gisteraand in die slaap gehuil het, U weet van alles. Here, vanmôre wil net ons U kom eer gee, en ons wil net vir U kom dankie sê dat ons waardig is. Ons is nie waardig nie, maar laat U ons bietjie waardig diem om net by U te kan wees, laat U ons toelaat om tyd saam met U te kan spandeer, en laat U gegaan het om plek te loop berei. Dankie dat U op 'n kruis gesterf het vir ons sonde, Here. Maar Here, dankie ook dat
toe ek weer in Februarie maand daar in Israel loop, en ek loop in die graf in en ek kan sien, daar's nie 'n been nie. Daar's nie 'n stukkie lap vir haar lê nie, daar's niks nie. For he has risen, he is not here. Jy sukkel dalk vandag met 'n struggle in jou lewe, jy voel dalk, daar's geen uitweg, dit voel vir jou, jy bid in 'n plafon vas. Ek wil vandag vir jou kom sê, dieselfde God wat in Genesis gekom spreek het, die Hebreëse woord vir dit is bra, dieselfde God wat kom spreek het, die heelal in, is dieselfde God wat kom spreek in jou lewe en sê, jy is iets, jy's gemaak in my beeld, jy's iets spesiaal, ek het 'n doel vir jou, daar's nie 'n toevalligheid dat jy hier is nie. Here, ek bid dat u Gees vandag hier sal vloei en deur die mense sal beweeg en met hulle sal werk, en Here, ek kom bid vir die woord wat Wally gaan bring, Here, dat u asseblief met hom sal wees en hom sal aanraak in Jesus naam. Amen. Matteus 28. Ons gaan sommer af van vers 1 af begin deurhardloop. 28. Matteus is daar by Maps, as julle gewonder het. Ja, net so voor Maps. Nee, ek joke. Matteus is die eerste boek in die Nuwe Testament, die wat jy weet. Almal gaan vir my asseblief Matteus 28 toe. En dan kan julle volg, ek wil net die deur hardloop. Ek lees hom uit die boodskap uit. Hy sê, die Sondagoggend vroeg, net toe dit begin lig word, is Maria Magdalena en die ander Maria af graf toe. Hulle was net by die graf toe die aarde skielik begin bewe. Verskrik kyk hulle op en sien 'n engel van die Here wat uit die hemel na hulle toe kom. Hy rol toe die groot klip voor die graf weg en gaan sit daarop. Toe die wagte hom sien, het hulle byna doodgeskrik. Soos iemand wat flou word, slaan hulle neer, veral toe hulle die engel se gesig sien. Dit het gelyk of daar weerligstrale uitkom. So het dit gestraal. Sy klere was skitterend blink. Die engel praat met die vroue en sê, moenie vir my bang wees nie. Ek weet julle soek vir Jesus, die een wat hulle gekruisig het. Maar hy is nie meer hier nie. Hy het mos self gesê, hy gaan opgewek word. En presies dit het gebeur. Maar staan nader, kom kyk self na die plek waar hy gelê het. As julle klaar gekyk het, maak so gou as wat julle kan en gaan vertel vir sy disippels dat hy uit die dood opgewek is. Sê vir hulle, hy is op pad Galilea toe. Hulle almal moet hom daar gaan kry. En dit is my boodskap aan julle. Die vroue het nie op hulle laat wag nie, hulle hardloop toe so vinnig as wat hulle kon huis toe om vir die disippels te gaan vertel. Van skrik het hulle bene maar nog gebewe, maar hulle harte het van pure blydskap vinnig geklop. Terwyl hulle afsit huis toe, kom hulle skielik vir Jesus self te. Daar het hy gestaan. Goeiemôre het hy gesê. Die vroue was totaal uit die veld geslaan. Hulle het voor Jesus neergeval, sy voete vasgegryp en woorde van aanbidding het oor hulle lippe gestroom. Jesus sê vir hulle, moenie bang wees nie. Gaan sê vir my broers dat ek hulle in Galilea sal kry. Die wagte het intussen die Hasepad gekies. Party van hulle is terug stad toe om vir die hoofpriester te gaan vertel wat gebeur het. Die Joodse leiers het dadelik weer 'n noodvergadering belê. Hulle het ooreengekom om wat gebeur het stil te probeer hou. Maar hulle moes by die soldate verbykom en bied toe vir hulle 'n aardige bedrag aan. Vertel asseblief vir almal dat julle deur die nag aan die slaap geraak het. Jesus se vriende het die kans gebruik om sy liggaam te steel. Moet julle nie oor iets bekommer nie, ons sal vir julle sorg. As die goewerneur vra waarom julle aan diens geslaap het, sal ons wel 'n storie uitdink.
wat sal keer dat iets met julle gebeur. En die soldate het die omkoopgeld gretig gevat. Hulle het die storie wat die Joodse leiers versin het, oral gaan rondvertel. Die Jode glo hierdie storie tot vandag toe nog. Nou ek wil dit hou tot daar. Die waarheid is dat Jesus opgestaan het uit die dood uit en dat sy graf leeg is. Maar die waarheid is dat die wêreld dit nie wil erken nie. Dat die wêreld die dood en nie die dood nie, die opstanding van Christus probeer doodsmeer, toesmeer om dit te laat lyk asof hy nie die Messias is nie. En ons sien dit tot vandag toe nog. Uit ons eie kalender, ons Suid-Afrika se kalender, is hierdie dae ewen uitgehaal. Jy sien nie meer, dit is die kruisiging van Christus nie. Jy sien nie meer hemelvaart op die kalender nie. Jy sien nie meer enige sulke goeders op die kalender nie, want selfs in ons eie land tot vandag toe probeer die mense om dit dood te smeer. Asof dit nooit iets is wat gebeur het nie. Hier sien ons selfs die fariseërs wat sê, luister hier, kom ons maak eerder 'n storie op. Kom ons sê, die wagte, julle het aan die slaap geraak en die liggaam was kom steel. Dat dit nou moet lyk asof dit is, asof dat die rede is of die skuld is, maar die realiteit daarvan, en ongelukkig, as ons nog nie tot by die waarheid gekom het nie, dan glo ons, hierdie liggaam is maar net gesteel, hy het maar net weggeraak, het maar net somehow gebeur. Hier lees ons selfs, die Jode van vandag glo dit tot nou toe nog. Dit is my volgende vraag. Ons sê, yes, nee, hy het opgestaan. Antwoord jouself wat beteken die opstanding van Christus vir jou? Wat beteken die opstanding van Christus vir jou? As ons sê alles, as ons sê, dit is bitterlik belangrik. Waarom deur my en jou aksies elke dag gaan ons aan asof die opstanding van Christus eintlik maar niks beteken nie? Deur jou woord, deur jou daad, deur dit waarvoor Christus gestaan het. Wat doen ek en jy? Christus het gestaan vir waarheid. Hy het gestaan teen sonde. Wat doen ek en jy? Nee, die oomblik as iets gebeur, hardloop ek na sonde. Is jy besig om die opstanding van Christus tot niks te maak nie, of beteken dit werklik iets in jou lewe? Soos Andries net toe gesê het, selfs al gaan jy vandag toe binne in daai graf en daar's nie 'n been wat daar lê nie, daar's nie niks nie. En elke ander een van hierdie, ek wil hier regtig die woord gode gebruik hier, maar dis nou maar wat die ander gelowe dit sien. As jy in elke liewe een van daai grafte gaan kyk, dan lê die bene daar. Maar nie by Jesus nie. Want hy het opgestaan. Vir my en vir jou. As ons gaan kyk na hierdie kastige gode, elke een van hulle op hulle doodsbed, een het gesê, ek het nie die waarheid nie, by my vind jy net duisternis, gaan soek die waarheid. Maar hy word aanbid. Die ander een het gesê, het self erken, het self dit met sy eie mond gesê, ek is nie God nie. En die ander een het weer gaan sê, gaan soek die waarheid. Go seek the truth. Elke een van hulle het dit gesê. Gaan soek die waarheid. By my vind jy nie lig nie. Dit wat ek bied en dit wat ek vir jou gee, is slegs duisternis. Maar daar's een, sy naam is Jesus Christus. Hy sê, ek is die lig. Hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand gaan na die Vader toe behalwe deur my nie.
As hulle dit self gesê het, by my, ek is nie die antwoord nie. En by my vind jy net duisternis, waarom volg jy hulle? Waarom volg jy hierdie aanhangsels van jou? As die enigste een is die lewende seun van God, wat gesê het, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand gaan na die Vader toe, behalwe deur my nie. Waarom hou ek en jy nog vas? Die volgende ding, as ons weer daai storie lees, die wagte was betaal, hulle was gebraai, hulle was omkoopgeld gegee en gesê, bly net stil, draai die storie so, en hulle sê, okay, nee, cool, is reg. En terwyl ons dit lees, kom daar iets in opstanding in ons. En besef, yes, hoe, eers Judas, nou die ouens wat nou omgekoop word, gebraai word, dat hulle nou nie die waarheid werklik moet vertel nie. En as hulle maar net nie daai omkoopgeld gevat het nie, en gegaan het en die waarheid gaan verkondig het, dan was dinge dalk anders. Maar dit las vir my by wat ek net nou die dag gesê het van Judas, toe ons gepraat het oor, Judas het Jesus verraai vir 30 silwerstukke, ek en jy doen dit vir minder. Hulle het ten minste hulle omkoopgeld om te wys waarom hulle gaan jok het en die waarheid gaan draai het en nie gaan die waarheid vertel het nie. Jy doen dit sommer verniet. Jy verraai Jesus sommer net verniet. Wat as Satan na jou toe kom met hierdie sigaretjie in die hand en sê, hey, verraai Jesus hierso. Doen hierdie. Of met jou volgende fix, jou bankie wat hy in die hand vir jou stop en bring en sê, hey, hier is jou volgende fix hierso. Maar of pa koop vir jou data en daai pornsite waarop jy gaan en dink niemand weet nie. Satan wat in jou oor fluister uit en sê, nee, kom, nog net een keer. Dit is net so goed soos jy wat daai omkoopgeld vat en Jesus verraai. Wat gaan ek en jy in plek sit om seker te maak dat ons dit nie doen nie? Wat gaan ek en jy in plek sit om seker te maak ons aanvaar nie daardie omkoopgeld nie? Wat gaan ek en jy in plek sit om seker te maak dat ek nie gebraai word en op die ou einde van die dag verloon ek Christus nie? Hier is wat jy moet in plek sit. Johannes 8 vers 32 sê die volgende. En hy sê, jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vry maak. Vers 36 sê, as die Seun van die mens jou vry gemaak het, dan sal jy waarlik vry wees. Vryheid lê by jou ernstigheid met God. Christus het reeds die prys betaal. Hy het reeds gesterf aan die kruis, sy bloed het gevloei. Hy het opgestaan uit die dood uit. Sy graf is leeg. Wat doen ek en jy met dit? Met die prys wat hy betaal het? Hy sê selfs hierso elke ding, Jesus self het gesê, ek gaan in 3 dae weer opstaan. Hy sê dit het self hierso. En hy sê dit gebeur, dit het gebeur. As die woord van God mos nou waarheid is, soos wat ons almal weet dit is, dink jy nie dit is iets om te glo en iets om in te neem? Dat hierdie prys wat Jesus betaal het en dat hy opgestaan het, 'n leë graf gelos het as getuienis. Dink jy nie dit is iets om ter harte te vat? En nie net deur ons aksies en ons dade en ons woorde, maar net tot niks maak nie. Kom ons dink volgende keer baie mooi voordat jy jou volgende sigaret vat, of jou volgende fix wil hê, of jou volgende data wil uitkyk. Kom ek en jy dink baie mooi eers daaroor. Of dit wat jy besig is, om te doen, of dit is
om die kruisiging van Christus tot niks te maak. En of dit is werklik besef wat hy gedoen het vir my en jou. En 'n keuse te maak om in vryheid te leef vir Jesus Christus. Keuse lê by jou. Ek het 'n gesegde wat ek gewoonlik gebruik, wat baie keer nou net vir sommige net 'n gesegde raak, maar ek wil net dink vir 'n oomblik hieraan. Vir jou om te kan staan in oorwinning, beteken dit, jou knieë moet begin buig in aanbidding. Jy moet eers 'n verhouding begin kry met Jesus Christus. Dan sal jy begin staan in oorwinning. Onthou daai baie mooi. Jy kan staan in oorwinning as jou knieë buig in aanbidding. Kom ons bid. Here, ek eer U. Here, dat U 'n lewende God is, dat dit nie 'n beeldjie is wat ons aanbid of sulke goed nie. Here, maar dat dit U 'n lewende God is. Ek eer U, Here. Here, dat U uit die dood uit opgestaan het. Ek eer U, Here Jesus, dat U vir ons kom lewe gee het en dit in oorvloed. Ek eer U, Here Jesus, dat daar die leë graf 'n getuienis is dat dit wat die woord van God sê werklik waarheid is, Here, want elke ander een wat op 'n tyd geklaim het, ja, hulle is God, tot by hulle sterfbed. Hulle bene lê nog in die graf. Maar Jesus se graf is leeg. Here, ons loof U daarvoor en ons eer U naam daarvoor. In Jesus naam. Amen. As jy voel jy wil gebed hê, wil ek vra dat jy sal agterbly, dat ons jou kan bedien, dat ons vir jou kan bid. Maar moenie kom want jou chommy is nou hier, of jy sien jou chommy staan nou op, of wat ook al nie. As jy werklik vryheid wil hê, en God sal dit gee, dis nie Wally wat dit gee nie, dis nie niemand wat dit gee nie. As jy dit wil hê, praat klaar met God, daar waar jy sit. Dan kom jy vorentoe. Ek gaan net kom. Ek gaan nie stil staan en baie tyd vat en goeie sê. God gaan kom bedien. Ek gaan net verbykom. Ek gaan jouself. That's it. God self gaan bedien. Maar moenie dit doen want jy sien jou vriend of jou vriendin of jou chommetjie of wat ook al kom nie. Almal het my, né? So die wat voel ek wil ontvang by Christus vandag. Wil hê julle moet vir my vorentoe kom. Dat ek julle kan salf en dat God julle sal kan bedien en dat God julle bedien. Slow to speak, quick to listen, slow to anger, rich in love. Humble myself, pick up my cross now. Follow after Jesus Christ, yeah, Jesus Christ, the unifier. Jesus Christ, the Prince of Peace. Jesus Christ, our only answer. Jesus Christ, we're all I need. Above all, love.
you're gone.